Hartlik goeiemôre, goeiemiddag, goeienaand en welkom by Straatwys. Ek dink die laaste ruk baie aan my ma. En as jy nou al vir my video's gesien het, sal jy weet, my ma het 'n interessante manier gehad om die lewe te lees en te leef. Soms was dit slim en wys en soms was dit snaaks en komies, maar soms het dit my half mal gemaak. Een van haar gewoontes was, my ma het in sekere situasies die ergste moontlike uitkoms verwag, sodat sy kan voorbereid wees. As daar byvoorbeeld 'n brief van 'n prokureur of van die stadsraad kom, dan het sy klaar gedink en besluit, hulle gaan nou my meubels kom vat of hulle gaan my in die tjoekie sit. As sy bietjie siek was, dan het sy sommer gedink, hierdie is dalk iets fataal. En ironies genoeg, daardie wyse vrou het partykeer bang geraak om dokter toe te gaan. Want sê nou net die diagnose is sleg. Nou haar argument was altyd baie eenvoudig. Sy het gesê, ek berei myself voor vir die slegste, dan kan niks by verras nie, en dan is ek reg as dit by tref, en as dit nie so erg is nie, dan is die verligting wonderlik. En ek en sy het baie gestry hieroor, want ons persoonlikhede verskil daaroor. My redenasie was altyd, maar kry eers die feite, kry eers die inligting voor jy nodig het, en besluit en besef, wat se beplanning jy moet maak. Moenie jou emosies en energie klaar spandeer in 'n storie en in 'n storie instuur wat dalk nooit ooit eers gaan waar word nie. Maar hoe ouer ek word, hoe meer kyk ek na my eie lewe en hoe meer besef ek iets baie eerlik. Ons doen dit almal. Elke obstakel word 'n gevaarsone. Elke onsekerheid word 'n moontlike ramp. En daar is 'n rede daarvoor. En sielkundiges praat daaroor, en ek het al baie in video's daaroor gepraat, oor ons oerbrein. Daardie deel van jou brein wat altyd op die uitkyk is vir gevaar. Vir duisende jare het dit ons lewendig gehou. Jy hoor 'n ritseling in die bos en jou brein sê, dit kan 'n leeu wees. En is beter om verkeerd bang te wees, as om een keer verkeerd kalm te wees. Maar hier is die probleem, ons leef nie meer in die savanna nie. En tog reageer ons brein nog soos jagters wat deur die gras loop. Ons sien 'n e-pos en ons dink die ergste. Ons kry 'n boodskap en ons verbeel ons dis konflik. Ons hoor 'n ritseling en ons bou 'n leeu in ons koppe. En dink net vir 'n oomblik aan hoeveel energie dit van jou vat. Daardie chemikalieë wat jou brein vrystel wanneer jy gevaar verwag. Adrenalien, stresshormone, daardie innerlike spanning binne in jou. Maar die waarheid is, baie van daardie energie word nie spandeer nie, dit word gemors. Want baie keer was daar nooit 'n leeu nie, net 'n blaartjie wat geritsel het. Die Bybel sê iets ongelooflik wys, moenie jou bekommer oor môre nie, môre sal oor homself bekommer. Dit beteken nie jy moet naïef wees nie, dit beteken nie ons moet blind wees vir probleme en nie fokus op die realiteite en dinge wat ons moet doen nie. Dit beteken net, moenie vandag se energie mors op môre se verbeelde rampe nie. Wat dit ook beteken is om te sê, maar moenie dinge nou spandeer en energie spandeer op dinge wat jy nie oorseker is, wat rarig gaan gebeur en jou energie verg nie. In moderne sielkunde praat hulle van katastrofiese denke, die brein wat altyd die ergste scenario bou. En as jy dit lank genoeg doen, dan raak jy uitgeput. En miskien is dit hoekom baie mense so weird reageer op klein nietige goedjies. 'n Klein probleempie en hulle ontplof. 'n Klein uitdaging voel soos 'n krisis, want hulle energie is klaar opgebruik op ander dinge, op duisende denkbeeldige gevegte. Dalk 99% daarvan wat jou nooit gaan tref of nooit gaan gebeur soos wat jy dink nie. En dan, wanneer die regte uitdagings of in die lewe na jou toe kom, het jy nie meer krag oor nie. Maar daar is 'n ander manier om te leef. Nie om die gevaar te ignoreer en te sê daar is nie gevaar nie, maar om eers te gaan kyk. Nie om by die vuur te sit en stories te bou oor die ritseling en almal daar erger en erger so sneeubal bang te maak nie, maar op te staan en te gaan kyk, die inligting te ontdek. En dan te kan agterkom, dis dalk nie 'n leeu nie, dis dalk net 'n blaar op die grond, iets wat ek kan beheer met baie minder energie en inspanning, en dan juis op die regte manier kan voorberei. En miskien lê wysheid presies hier, nie om vrees heeltemal in die lewe uit te skakel nie, maar om te leer wanneer om te luister, om te analiseer, en te weet wanneer moet ek gaan kyk. Want baie van die monsters in ons kop bestaan net in ons kop. En wanneer jy dit begin besef, bespaar jy iets ongelooflik kosbaar, jou energie. En daardie energie kan jy begin gebruik vir iets wat baie belangriker en dalk baie meer kosbaar is in jou lewe.
Nie aan denkbeeldige leeu's beveg nie, maar om werklike uitdagings van die lewe met krag en geloof en wysheid aan te pak. En dalk ook daai energie te gaan spandeer saam met die mense rondom jou wat vir jou belangrik en kosbaar is, te fokus en iets te doen wat regtig bydra tot jou lewe. So ek hoop jy het 'n wonderlike dag en tot ons weer saam stap. Mooi loop.